Elkeen van ons is 'n klein vuurtjie, maar dit steek 'n groot vuur in die brand. Dus dit gaan nie net oor die negativiteit van die tong nie. Dit gaan ook oor die vuur van die gospel. Die oomblik as die lofprysing jou beet het, dan verloor jy al jou skaamte. Dan verloor jy al jou teruggetrokkenheid. Dan kry jy sommer vrymoedigheid. Maar dit nou daar gelaat. Ek het vir jou boodskap saamgebring. Wel bekend. Jy kan nou dink, "Ag, pastoor, daai gedeelte is deur al wat 'n pastoor is al 1 miljoen keer gepreek. Wat kan 'n mens nog sê oor dit?" Nou die rede hoekom ek dit gekies het, is dit pas by volgende se boodskap en verlede week se boodskap. Ek lees daar uit Galasiërs 5 vers 16. Kom ons lees sommer dit nou tot 26. 10 versies uit Galasiërs 5 uit. Paulus sê vir die gemeente in Galasië, hy sê vir hulle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar. Klein bietjie af op hierdie monitor hier voor my julle. Sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Hoor wat sê hy vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Hoor mooi. Ek weet baie keer lees hom, ek weet net gou hier stop. Baie keer lees hom se skrif. Ons lees hom, maar ons lees hom nie. Ons lees hom en ons verstaan is baie keer baie oppervlakkig. Ons doen nie altyd die moeite om te hoor wat presies het die Heilige Gees deur Paulus gesê hier. Ons moet nooit vergeet nie. Ons kan sê Paulus het dit geskryf en so, maar uiteindelik is dit God se woorde. As ons dit nie glo nie, kan ons die Bybel ook nie glo nie. Dit is die Heilige Gees se woorde. So wat sê die Heilige Gees by monde of in hierdie geval by skrywe van Paulus? Nog 'n bietjie af op hierdie monitor, is baie hard hierso. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees in vers 22 is wat? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan sê hy 'n belangrike ding. Hy sê nie as julle dit doen is julle hoog op in God se boekies nie. Hy sê net nee, teen sulke dinge is die wet nie. Snaakse woordspeling, né? Hy sê maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Tot sover is baie duidelik dat daar baie stryery en allerlei goed was in die kerk van Galasië wat Paulus aanspreek hierso. Nou ons kontrasteer altyd die werke van die Gees teen die werke van die vlees. Maar ek wil 'n bietjie dieper ingaan en meer uitbrei en kyk of ek 'n beter verduideliking kan gee. Paulus sê 'n belangrike ding. Hy begin deur te sê wandel deur die Gees. En dan sê hy, dan sal julle soms die begeerlikhede van die vlees nooit. Het julle al ooit regtig gelees wat hier staan? Sê dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Kou so 'n bietjie aan daai ene. Jy sê maar as julle deur die Gees wandel deur die Gees, eers dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So met ander woorde, wanneer ons sê ek kan dit nie help om te beklei nie, om vyandskap te hê, twis, om jaloers te wees, kwaad te word, toornig te wees, tweedrag, partyskap, ek kan die goed nie verhelp nie, dis maar in my vlees. En dan haal ons dieselfde Paulus aan in Romeine 7 wat sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dan sê Paulus, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sê ek, dank Jesus. Ons lees ook nie daai nie. Ons hou daarvan om die verskoning te gebruik en te sê, maar die sonde wat in my woon is eintlik maar ek kan dit nie verhelp nie. Ja, dis 'n feit dat die sonde in ons woon. Dis 'n feit dat hierdie liggaam nog gebroken is en hierdie liggaam is nie verheerlik nie. Ons is wedergebore in die Gees. Ons het nog nie saam met Jesus fisies opgestaan nie. Ons het nog net in die Gees saam met hom opgestaan. Wanneer ons in die hemel gaan wees, gaan die liggaam
opgewek word met 'n verheerlikte liggaam. En dan gaan dit 'n onsterflike liggaam wees. 'n liggaam wat nie gekniehalter word deur die gebrokenheid en die boosheid en die van sonde nie. Dan is ons ontslaaf van sonde. Maar nou hier leef ons in 'n liggaam wat ons daagliks moet kruisig. Want hierdie liggaam hou van hierdie goed wat Paulus sê, die werke van die vlees is openbaar. Ons kan sê oorspel, okay, ek pleeg nou nie oorspel nie, so ek's alright. Ek doen ook nie hoerery nie, want ek's alright. Ek is nie onrein nie. Maar as ek miskien ongebonde, ander woorde, leef as ek wil, maak wat ek wil, wanneer ek wil, soveel as ek wil. Leef ons nie in daai tyd nie, waar almal sê, speak to the hand, the face is busy, ek doen wat ek wil, jy gaan nie vir my sê nie. Pastoor, jy kan nie vir my sê nie. Wat ons eintlik sê is, Here, jy kan nie vir my sê nie. Nee, dis ongebondheid. En dan sê hy, afgodery, hoe gelukkig het ek het daai probleem nie. Hoe ver is jou afgod van jou af, op hierdie oomblik? Myne is baie naby. Hoe ver is jou foon van jou af? Jy het 'n verskoning. Ek gaan julle challenge in die nuwe jaar. Dis ek te naby. Ek gaan julle challenge in die nuwe jaar. Om 'n 7 dae vas van jou selfoon af te vat. Almal van julle, jonk en oud, klein en groot. Die teenagers kry nou 'n koroner daar waar hulle sit. Party van die young adults ook, party van julle ou oumies ook, sommer nie. Sê jy sonder om kan klaarkom? Jy sal kan. Gaan dit maklik wees? Nee. En weet jy wat? As dit moeilik is, dan gaan dit aan jou bewys dit het 'n verslawing geword. Elke ding wat jy kyk, iemand het dalk my gesoek nie. Ek kyk maar ek sien niks, ek het my bril op hê. Het iemand jou gesoek? Julle teenagers, wat het hy nou weer van my gesê? Kyk wat sit hy op sy status. Hy sê my lief vir my, maar kyk nou op die status wat het hy gesê. Wat doen my vriende in die klas? Hulle kan nie eens in die skool sonder die fone nie. Ek weet nie of skole nog fone verbied nie. As skole hoor ek wat dit nog doen maar, weet nie so baie nie. Jy sien, daar is hierdie eienskappe wat by die vlees pas, wat ons nie van hou nie. Een van dit is afgodery. TV, hierdie ding, dit kan enige iets wees in jou lewe. Ek wil nie daarby stil staan, te lank nie. Maar voordat ons kan sê, oeg, dankie tog, ons aanbid nie 'n beeld nie. Dis ook 'n beeld. As jy hom aansit en jy sit daai kamera op portret, dan kyk jy vir daai beeld wat jy aanbid. Pastoor, nou nie stil bly. Nou betree jy op gevaarlike grond. Dan gaan hy aan, dan sê hy, towery. Okay, daar was baie towenaars daai tyd. Daar's nou nog towenaars. Hierdie tannie daar in daai caravan op die hoek in my tyd, ek weet nie of hulle nog bestaan nie, wat jou palm vir jou lees. Een van hulle. Hulle sê hulle hoor by die God, maar hulle hoor by 'n bose gees. Dis wat hulle hoor. Dink nie in ons tyd is dit so nie. Kan ek sê, lees jy nog die sterre voorspel? Is dit nog, bestaan dit nog? Maar jy kyk, ek is, wat noem hulle dit, ek is gebore in daai maand, so ek is 'n ram, of ek is 'n, wat noem dit, Sagittarius, of ek is daai. Weet jy hoeveel Christene doen dit? Speel die lotto. Weet gesê ja. Ek sweer ek het gehoor ja. Thuis, jy hoor hy vrou van jou ou katrol, ek dink sy het gesê ja. Ek dink wat sy bedoel is, ja, baie mense speel lotto. Ek weet, ek sterg jou. Jy moes gaan aan. Vyandskap. Nou raak het baie nader aan die huis, né? Dit is maklik om nie te oreer nie, maar is nie so maklik as daar huweliksprobleme en verhoudingsprobleme en sulke dinge is nie, né? Wanneer ons kwaad word vir mekaar, kinders blameer hulle ouers vir die toestand van hulle lewe en ouers blameer kinders dat hulle het hulle weggegooi en hulle kuier nie meer vir hulle nie, sorg nie meer vir hulle nie en boyfriend en girlfriend is in die jeug en hulle is mal oor die jeug totdat hulle en nie meer so maatjies is nie, en bly al twee van die jeug gaan weg want ons bang hulle kry mekaar nou. En dan is daar 'n fight, né? Vyandskap. Wie hierso het nie een enkele vyand nie in jou ganse bestaan nie. Kan ek sien wie jy is? Kom, have the guts. Julle almal vyande.
Dit laat jou wonder, genade, het ek nou 'n vyand? Hoe ek dink. Wel, as jy nie 'n menslike vyand het, het jy die duiwel as vyand, maar 'n vyand gaan jy vyand hê. En as jy nie vandag 'n menslike vyand het, kan jy dalk môre een hê. Vyandskap is deel van die human condition. En ons wat die Gees het, ons kom nou terug na dit toe. Dan gaan hy aan en dan sê hy tweedrag, twis. Twis is bloot net 'n gestryery. Dis net 'n gestryery. Dis nie net 'n verskil van opinie nie, dis 'n skil van opinie wat betwis word. Dit word 'n konstante gestryery. Jaloersheid. Pastoor, ek's op niemand jaloers nie. Totdat iemand anders in die kerk bo jou of by die werk bo jou promotion kry en nie jy nie. Skielik kom jy agter, ek is maar eintlik ook maar jaloers. En dan kom ons 'n bietjie vinniger. Toornigheid. Toornigheid is om dikmond rond te loop. Naaiwer. Dit is baie naby aan jaloesheid. Tweedrag is ook twis. Tweedrag, in ander woorde, ons sit nie om dieselfde vuur nie. As jy ou kerk toe gaan, dan maak dit onmoontlik vir my om kerk toe te gaan. En ek kan nie kerk toe gaan nie, want daai ou is daar. Ek het nou onlangs met dit gedeel. Ek doen nog steeds met dit. Ek kan nie kom nie, want daai persoon was die verkeerde een en hy maak dit vir my onmoontlik om nou meer kerk toe te gaan. Goodness gracious, ek dink as Jesus moes gesê het, hoor hierdie mense maak dit onmoontlik vir my om kruis toe te gaan. Wat sou ons dan gedoen het? Okay, so voor ons maklik, jy weet, en dan sit ons gewoonlik hierdie hoogheiliges wat in hierdie strik trap van jaloersheid, tweedrag. Hierdie goed, die kerk is deurtrek van tweedrag. Hoor wat ek vir julle vertel. En dan gaan hy aan en sê partyskap. Ek is van Paulus, ek is van Apollos. Paulus het hom skerp uitgespreek teen dit. Hy het gesê, luister, al wat ons doen is ons saai, dit is God wat laat groei. Daar's nie een mens belangriker as nie. Tweedrag beteken maar dieselfde, ons sit nie om dieselfde vuur nie. En partyskap beteken ek kies een kant teen die ander kant. Ek kies een kant ten koste van die ander kant. Nou praat ons nie van boosheid versus goedheid nie, hoor. Ons praat nie nou van sonde versus heiligheid nie. Ons praat van verhoudingsprobleme. Dis waaroor dit gaan. Hy het hierso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 beskrywings vir verhoudingsprobleme. Die ander 2 is afguns, wat baie naby aan jaloersie is. Jaloers is 'n gevoel van jaloesie. Afguns is meer daadwerklik se werkwoord. Ek is afgunstig op daai persoon. Ek hou nie van daai persoon nie, ek sal nooit van daai persoon hou nie. Ek hou nie daarvan as dit met hom goed gaan nie. Ek hou nie daarvan as hy geboost word nie. Ek hou nie eens daarvan dat hy eintlik 'n Christen is nie. Want ek like hom nie of haar nie. Dit is dit, nee, en dan gaan hy aan en dan sê hy moord. Moord is die uiteindelik nou die toppunt van verhoudingsverskille, né? En dan dronkenskap, dis drank. Nou sê vir my Jesus toe hy wyn gemaak het, vir wie het hy toestemming gegee om dronk te word? Dis wat ons doen. Dis moontlik nie in hierdie kerk so 'n probleem nie, maar baie mense sê ek kan drink want Jesus het water in wyn verander. Drink so raai. Gaan sort jy dit uit met die Here daai slaai. Gaan sort jy dit uit met die Here, want ek het dit uitgesort met die Here. Dan gaan hy aan. Dan sê hy brassery, baie te doen met dronkenskap. En dan sê hy dergelike dinge. Hy sê mense wat sulke dinge doen. Hoor mooi wat sê hy. Wedergebore kind van God wat nie deur werke gered is nie, maar deur geloof alleen. Hy sê die wat sulke dinge doen, met wie praat Paulus? Hy praat met wedergebore geesvervulde mense. Hy praat nie met ongelowiges nie. Hy sê ons wat kinders van die Here is, as ons enige van hierdie dinge doen, gaan ons nie hemel toe nie. Jy sê ons wil nie die Bybel lees vir wat die Bybel sê nie. Ons wil die Bybel lees vir wat ons hoop hy sê. So wat sê die woord? Dan kom hy met die teenstelling van die vrug van die Gees. Dan sê hy die vrug van die Gees is, julle ken al die vrug van die Gees. Hy sê teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wet is teen al daai ander goed wat hy sê. Hy praat hier met 'n klomp ex-Jode wat nou Christene geword het. Hy praat met hulle ken die wet. Hy sê daai dinge is verkeerd. Hy sê ek sê vir julle as julle hierdie dinge doen. So, hoe op aarde waar's my en jou hoop dan? Hy sê en hier's die kern van hierdie saak. Hier is die cherry op die koek. Hy sê, as ons deur die Heilige Gees laat lei, dan sal ons die vrug van die Gees hê en sal ons hierdie dinge van die vlees nie doen nie. Daarom kan hy sê, hulle wat sulke dinge doen,
sal die koninkryk van God nie kan beerwe nie. So wanneer ek kwaad is, partyskap, vyandskap, hoerery, onreinheid, dronkenskap en al daai dinge, wanneer ek myself skuldig maak aan hierdie goed, dan het ek nie geluister na die Gees nie. Dan het ek laat my vlees my lei en is ek nie meer in die Gees nie en laat ek nie meer die Gees van die Here toe om my te rig en te lei nie. Daarom kan die Here sê, wees heilig want ek is heilig. Waarom kan hy dit sê? Want ons het die Gees as inwonende Gees en ons het die vrug van die Gees en ons hoef nie die vlees toe te laat om te heers nie. Daarom kan Paulus sê, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy sê, ek dank Christus, hy doen dit, wanneer hy wederbaar, wanneer die Gees van God in ons kom woon, dan word dit absoluut, nie net moontlik nie, maar noodsaaklik, om hierdie dinge van die vlees nie te doen nie. En ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie, en ons kan dit nie doen in die Gees wanneer ons die Gees het. So sien julle hoe pas dit aan by vanoggend se boodskap en laasweek se. Dit pas baie mooi aan daar. Dit gaan ook oor die worship wat ons vanmôre sê, maar gaan nie vanaand oor worship praat nie. So Paulus kom en hy sê, hierdie goed wat intussen julle gebeur, hoort onder die wet, nie onder die genade nie. Hy sê, as jy nog onder die wet is jy skuldig aan hierdie goed en gaan jy verdoem wees, maar as jy onder die bloed is, het jy die Gees van die Here en is dit moontlik om hierdie dinge nie te doen nie. Daar's nêrens 'n scenario in hierdie geleesde gedeelte waar Paulus ons toestemming gee om hierdie vers 20 en 21 en 19, 20 en 21 se dinge te doen en nog steeds hemel toe te gaan nie. Nee, hy sê pertinent vir die kerk dat die wat sulke dinge doen die koninkryk nie kan beerwe nie. Hoekom nie? Want ons het ons nie deur die Gees laat lei nie. Wanneer ons wedergebore is, het ons die Gees, maar ons moet 'n gehoorsaamheid lewe teenoor koning Jesus. Vandaar dat ons die Gees toelaat om ons te rig en lei. Maar jy sien wanneer ons die vlees meer ag as God, wanneer ons vlees liewer het as vir die Here, dan raak dit 'n probleem. Want dan begin ons die Heilige Gees weerstaan. Dan begin ons hom so weerstaan dat ons die Heilige Gees eventually kan uitblus. Wat gebeur wanneer ons die Heilige Gees uitblus? Dan luister ons glad nie meer na hom nie en kan daar 'n tyd kom dat hy ook nie meer praat nie. That's the most dangerous place to be in your life. Hoe weet jy wanneer die Heilige Gees nie praat? Nie weet mos. Gaan jy nou uitgaan en jy gaan, wat is die sonde wat jy in jou lewe die meeste gedoen het? Gaan jy dit nou weer doen? Nie gaan nie, waarom nie? Want jy is vernuwe. God se Gees, jy's gewederbaar deur die Gees. In naam van Jesus, jy onder die bloed van Jesus. Jy's gewas, jy's gereinig, jy's vergewe. Jy's vergewe. Verstaan julle jongetjies dit? Pastoor, wat jy net vir my? Onder die bloed van Jesus is jy vergewe, jy's gewas, jy's rein voor die Here, asof jy nog nooit gesondig het nie. So waarom, as ek rein is, as ek bloed gewas is, en ek leef, en ek is voor God, asof ek nooit gesondig het nie, waarom sal ek na my wedergeboorte weer hierdie dinge van vers 19 tot 21 wil doen? Waarom sal ek haat en twis en nait en veg en tweeskap en partyskap en dronkenskap en brassery en hoereerdery, waarom sal ek nog hierdie dinge doen? Dit maak geen sin vir 'n wedergebore geesvervulde kind van God om te volhard in hierdie sondige leefstyl nie. Gaan ons nog sonde? Ja, wat doen jy? Jy bely dit, jy laat staan dat jy bekeer, jy word vergewe, jy word opnuut vernuwe. 79:07. Waarom sal die Here vir ons verwag as hy nie bereid is om dit te doen nie? Maar wanneer ons harte verhard teen die Heilige Gees en ons is aanhoudend besig om ons harte te verhard teen die Gees, as ons aan mekaar die vlees kies bo die Here, dan gaan ons 'n probleem begin kry. Daarom het Paulus dit nodig gevind om dit vir die Galasiërs te sê. Hy sê wanneer jy vasgevang is in hierdie sondes, is jy eintlik nog onder die wet. Hy sê vir hulle, want hulle wil ons nou besny word ook. Nou kyk, hulle wil nie die wet los nie. Hulle wil Christene wees, maar hulle wil ook die wet onderhou. Dis wat Paulus vir hulle sê. Hy sê nee, jy kan nie. Daar's 'n duidelike skeidslyn. Hy sê hierdie goed van vers 19, 20 en 21, hy string sondes. Dit pas
by hulle wat nog onder die wet is, maar julle is vrygemaak. Julle is gevul met die Gees, en julle wat gevul is met die Gees, wanneer julle laat rig en lei deur die Heilige Gees, dan sal julle nie hierdie goed hê nie, maar julle sal die vrug van die Gees hê. Wanneer ons luister vir die Gees, dan dra ons vrugte wat by die Heilige Gees pas. Hierdie vrug is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis nie jou vrug nie. Dis nie my vrug nie. Dit is die vrug van die Heilige Gees. Dis eienskappe van die Heilige Gees. En wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons roer, dan kan ons nee sê vir die vrees en raak hierdie dinge bekend en leef ons dit uit en straal ons dit uit daar vir almal om te sien. Vir almal om te beleef, is die vrug van die Gees. Kinders van die Here, kom ons wees nie blind vir die waarheid vanmôre nie. Daardie hele idee van ek kan maar lewe soos die duiwel, die Here sal my anyway red. Daar's geen skrif vir dit nêrens in die Bybel nie. Nêrens, bring vir my so skrif. Daar's altyd in die Ou Testament moes hulle kies tussen die vloeke en die seëninge. Josua sê ek en my huis, julle kan leef soos julle wil, maar ek en my huis. Ons sal die Here dien. Ons kies, ons besluit, elke dag besluit ons, vandag gaan ek die Heilige Gees gehoorsaam. Vandag gaan ek sensitief wees vir die Heilige Gees. Vandag gaan ek Bybel lees en ek gaan bid want ek wil kontak maak met die Heilige Gees. Jy sien wanneer ons die Heilige Gees nie belangrik ag nie en wanneer ons die vlees en die wêreld liewer het as vir die Here, dan gaan ons nie vir die Heilige Gees luister nie, want ons gaan die luste van die vlees aanhang en partykeer kom ons dit nie eens agter nie. Dis hoekom maar twis en nait en haat en nait. Ek dink wanneer wat ek het gesê vanoggend, gaan kyk maar op sosiale media hoe Christene mekaar sleg sê. Hulle haat mekaar. Ek sien geen liefde daar nie. Jy kan verskil met iemand, maar jy hou nie op om lief te hê nie. Jy kan verskil met 'n ander se doktrine, maar jy haat hom nou nie daaroor nie. Daar's soveel haat binne in die kerk. En dan dink mense hulle doen God 'n guns. Hulle staan vir sy saak. God kan vir sy eie saak staan. Maar ons staan in die naam van Jesus, in die krag van God, in die salwing van die Heilige Gees, in die waarheid van die woord, staan ons as soldate van Jesus, ja. Ja, natuurlik gaan ons nou nie 'n moslem toelaat om hier vir ons 'n preek te kom gee nie. Natuurlik gaan ons nie 'n bose mens wat hierso kom probeer verwoesting saai, 'n grondgebied gee nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken meer twis en haat en nait tussen Christene, tussen mense wat almal Jesus bely. Gaan lees weer 'n bietjie Jakobus. Hoor wat sê Jakobus van hoe gevaarlik is die tong. Hy sê dis 'n onbedwingbare kwaad, 'n dodelike vuur wat aangesteek word in die hel. Dis hard, maar waar. Ek het altyd gesê, ek sê dit, julle het my al baie dit gehoor sê, ons sê altyd daai gesegde, sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Nee broer, suster. As iemand jou met 'n stok slaan, gaan jy vir 'n rukkie kwaad wees, jy gaan seer hê en jou wond gaan genees. Maar as iemand jou hart breek, dan gaan jy met daai wonde loop, totdat jy die Here toelaat om jou daarvan te bevry. Dis diep wonde. Woorde maak seer. Ek glo nie ek is die enigste persoon in hierdie gebou wat baie keer wens ek kan my tong afgebyt het eerder as wat ek gesê het nie. Dink jy daar's 'n persoon hier wat nie spyt is oor dinge wat jy vir jou kinders, jou ouers, jou ooms, jou tannies, jou oupas, jou oumas gesê het nie. Jakobus sê niemand kan hierdie ding bedwing nie. Hy sê niemand nie. Niemand kan hierdie tong bedwing nie. So baie van hierdie goed wat ons van hiervan gepraat het, die tong baie meer te doen, soos kwaad twis, dis die tong, struierery, tweespal, dis die tong. Skinder, dis eintlik maar wat dit is, skinder. Pastoor, ek wil net vir jou kom vertel. Ek het vir Tanika by die borrelstoer gesien inloop, ek voel net ons moet vir haar bid. Ek moet jou net kom vertel. Sy sê soos klein heilige in die kerk, ek's bekommerd oor haar siel, maar ons moet vir haar bid hoor. Nee man, dis kinder. Dis kinder. Gaan jy eerder in die borrelstoer en sê, Tanika, hy staaks om jou hier te kry. Ek kan Tanika vir jou vra, wat doen jy hier? Sê jy, kom kyk, wat doen jy?
ons wil altyd net 'n koue Coke gekoop het, want die bolstoor is 'n Coke soos die koudste. Nou, dan weet ons, né? Twee maal 'n jaar het ons 'n streekraadsvergadering. Na die vergadering gaan ons Spur toe. Spur het net glase waar daar kaselager op staan. Hulle het nie ander glase daar nie. Ek lag so, daar sit pastoor Jacques Tron met ginger ale. Dit lyk Plesbier. Dis in 'n bierglas. Ek sê vir hom, ek gaan nog 'n foto van jou neem, en gaan ek dit vir al die pastore in die kerk stuur. Maar jy gaan ouens kry wat so iets sien, en sy eie opinie, met 1 + 1, dan kry jy 3. En dan vertel hy vir die hele wêreld. Skinder beteken enige iets wat ek van iemand anders sê, wat daai persoon in 'n slegte lig by jou stel. Ons is almal skuldig aan dit. Kan ek jou dit sê? Ons is almal skuldig aan dit. As jy jouself daarvan gaan verontskuldig, dan is dit 'n leienaar. Dit is een van die moeilike goed, om hierdie tong en toom te hou. Vir party mense is dit baie moeilik. Party mense rammel en rammel net aan, dan kom net uit dit loop uit. Wat probeer ek sê? Ek wil afsluit. Paulus sê, julle wat sê, julle is kinders van die Here, en julle is nie meer onder die wet nie. Kom doen julle nog daai sondes, want dan laat jy nie die Gees lei nie. Hy sê, dit is 'n maklike wy om hierdie sondes te weerstaan. Laat jou lei deur die Heilige Gees. Sukkel jy om op te hou rook, laat jou lei deur die Heilige Gees. Sukkel jy om op te hou vloek, laat jou lei deur die Heilige Gees. Sukkel jy om op te hou drink, laat jou lei deur die Heilige Gees. Het jy slegte liefdesverhoudings, doen jy verkeerde dinge, teenagers, laat jou lei deur die Heilige Gees. Ons ou mense is nie so stupid nie, hoor. Laat jou lei deur die Heilige Gees. Wat kyk jy op jou foon? Laat jou lei deur die Heilige Gees. En watter gesprekke is jy met jou foon? Wat is jou verhouding met jou foon? Laat jou lei deur die Heilige Gees. I'm not pointing fingers. Ek maak 'n paar Bybelse stelling wat ek en jy daarmee maak. Individu se saak. God het gepraat, jy kies. Hoekom is my skielik so lief vir sy vrou? Waarom voel hy skuldig? En sy skuldig. Musikante kan vorentoe kom. Kom ons kweek die gewoonte aan om die Bybel te lees vir wat daar staan.